Kan jy Bybels oopmaak vanmôre by die boek Rut, eerste hoofstuk, 12 tot 17, Ou Testament, as jy daar is, sê amen. Rut, net na die boek Rigters, Rigters is net na die boek Josua, so jy kan net so toe gaan, Josua, Rigters, en dan kry jy Rut. As die Here my lewe spaar, wil ek kyk op die volgende paar sondae bietjie kan gesels uit die boek Rut, en ek dink, en ek weet die Here gaan ons 'n paar wonderlike dingetjies daar openbaar. Rut 1, 12 tot 17, kom ons lees, as jy daar is, kyk in die Bybel, kyk op die skerm, hy sê, draai om my dogters, vers 12, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Maar sou ek sê, ek het hoop en nog vandag aan 'n man mag behoort, en ek seunsbaar, sal julle in die getal, of sal julle in die geval kan wag, tot hulle groot geword het, sou julle in die geval julle self opstyg om nie aan die man te behoort nie. Ag nee my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle stem en weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het daar aangehang. Daarop sê sy, kyk, jou skoonsuster het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai hom agter jou skoonsuster aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek moet vir u vandaan om agterheen te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daarom toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Amen. Nou die boek Rut, wat eintlik beteken skoonheid, kameraadskap, vriendskap, is 'n boek waaruit ek en u as kind van die Here baie kan leer. En wat ons daaruit wel kan leer en wat ons daaruit wel kan ontvang in die hand van die Here, kan ek en jy in ons daaglikse lewe toepas in hierdie eeu. Alles hierdie boek omtrent die jaar 15 tot 1600 jaar voor Christus geskryf. En ons is geneig, wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan ons meer Oud-testamenties of Nuwe Testamenties georiënteerd raak en dinge is goed om dit toe te pas. Maar wanneer kom by die Ou Testament, dan skram ons eintlik bietjie weg. Omdat ons so dink dat die Ou Testament se dinge is te oud vir jou en my. Kom nou. Weet wat in daardie tye gebeur het, is vir die ou godsmanne en vir die ou profete en dit is die rigters en konings en so. En dan lees ons dit wel, ons lees wel die Ou Testament, maar wanneer het kom by dinge wat ons kan toepas in ons lewe, dan skram ons weg daarvan. En die Bybel sê tog, dat alle dinge in die woord van God is opgegee tot lering, teregwysing. En ons leer deur die dinge uit die woord van die Here. Maak nie saak wat Ou Testament is, ons maak nie saak of het nou prediking is, maak nie saak of psalms is, maak nie saak of die Nuwe Testament is nie, dat elke gedeelte wat ons vat vir ons, jy maak dit jou eie. En jy pas dit toe in jou lewe, of wat die Ou Testament, Nuwe Testament is, daar is lewe in. Amen. En omdat daar lewe in die woord van God is, verander dit mense. Amen. Nou is miskien my vra, maar pastoor, ek lees die Bybel al deur gelees van Genesis Openbaring terug aan Genesis hoeveel keer deel gelees, en niks het met my gebeur nie. Ek sê verseker niks met jou gebeur het nie. Want wanneer die woord verlig word, deur die Gees van die Here, dan verander dit. Hy sê die waarheid wat God se woord is, maak vry. Nou hoekom maak die waarheid my nie vry terwyl ek die woord lees? Want wanneer die waarheid verlig word, maak dit vry. Wanneer ek, met ander woorde, die rema ontvang uit die woord uit,
Dis nie meer letter nie, dis nou lewe, dis nou rema. Dan verander dit my. En die hele boek Rut is 'n boek wat geskryf is vir families en gesinne. En sulke pragtige dinge wat ons daaruit leer, en dinge wat ons in ons eie lewe kan toepas, het in jou huwelik, of in jou gesin, of jou familie, maak tot die saak nie. En wat ek daaruit leer is dat hierdie familie het 'n alledaagse krisis gehad. Ons kan dit daar lees. En leer ons uit hulle ervarings wat hulle gedoen het om by die Here uit te kom en God te vertrou en die pad saam met hom te stap. En die tweede plek leer ek en sien ek daar ook, kan ons leer wat is ware, egte vriendskap. En ware, egte vriendskap is nie cheap nie. Is nie goedkoop. Jy sien, ons wil 'n skrifgedeeltjie lees, of self baie keer 'n hoofstuk lees, of self baie keer 2 hoofstukke, 3 hoofstukke, en dan die Bybel toemaak, gaan slaap, toemaak en aangaan ons daaglikse take. Maar daar is soveel dinge in daardie hoofstuk wat jy lees, wat die Here graag vir jou wil oopmaak, en waardeur die Here met jou wil praat. Yes, amen. Weet, baie van ons is nie so ingestem, luister pastoor vanmôre, om die fyn stemmetjie van die Heilige Gees te hoor nie. Nie meer fisiese oor nie, maar jy geestelike oor, maar binne. En dan kom die Here en hy kom en hy maak die woord vir jou oop, en hy breek die woord, en hy wys jou deur die woord, begin met jou praat, so ek met jou praat vanmôre. Selfde woord wat hy gebruik uit sy woord, en hy deel met jou, uit 'n geselskap, uit 'n gesprek met jou. Waarom ons so gewoond is in ons haastige lewenstyd en lewenswandel en opstaan, stukkie lees, stukkie bid, vinnig ontbyt eet, in die kar klim, werk toe, vanaand terug by die huis, te moeg om Bybel te lees, vinnig ietsie maak om te eet, terug in die bed gaan slaap, en môre presies dieselfde routine te volg. Kom ons sien uit by die woord van die Here, en dit wat God in sy woord vir ons wil sê nie, en hoor ons nie wat die Here vir ons regte wil oordra nie. Verstaan? En in hierdie boek is vir my so pragtig, want hy kom, en hy praat met ons, en hy begin hierdie gedeelte, hoofstuk 1, hy sê hierdie dinge wat plaasgevind het plaasgevind in die dae van rigters, toe die rigters gerig het, maar nou word God het gebruik gemaak van rigters, hy het gebruik gemaak van konings. Nou rigter het hy gebruik om sy volk te bevry, om sy volk vry te maak, maar terselfdertyd het hy die rigters gebruik om agter sy volk te kyk en hulle, ander woorde, te beheer, as soos 'n koning gewees. So daar was orde. God hou van orde. Jou raak nie van. Die Here is 'n God van orde. Amen. Verstaan? Maar in daai tyd van orde, sê die Bybel vir ons, het daar 'n hongersnood ontstaan in die area van Bethlehem en Juda. Ander woorde, sy volk het begin swaar kry, daar was nie genoeg kos vir almal nie. En hierdie gesinnetjie daar, waar daar was, het onderraai daar die hongersnood in, was 'n deel van die hongersnood, en die Bybel sê vir ons dat die papa by die naam van Elimelech het besluit, dit is altyd goed wanneer die priester van die huis besluit neem. Want die priester van die huis doen wat God vir hom verwag om te doen. Hy besluit dat hy kan nie toelaat dat sy gesin moet honger ly en moet sterf. Hy as papa van die huis moet na sy gesin kyk, en hy as papa van die huis moet sorg dat sy gesin die beste kry. En al oplossing wat daar was van Abimelech, sê die Bybel, Elimelech
was om die gebied waar hulle gebly het, Bethlehem te verlaat en weg te trek. En die Bybel sê, hulle het gaan vertoef as vreemdelinge in die veld van Moab. Dat niemand geken nie, beteken met ander woorde, dat niemand geken nie. Hy het 2 seuns gehad. Wat interessant is, dat eenenmedig beteken, my God is skoon. Dit is belangrik, ons het laas gepraat oor hoe belangrik die naam, die naam is, en baie keer met jou kinders name gee, jy kyk wat die naam beteken. Nou, eenenmedig beteken, my God is skoon. Sy vroukie se naam was Naomi, en Naomi beteken my verlustiging, beteken lieflike, beteken aangenaam, dis wat haar naam beteken. En sy 2 seuns wat uit die huwelik gebore was, sy naam was Maglon. Nou Maglon beteken siek, ek weet nie hoe ons so naam gegee nie. Maglon beteken siek, en Giljon, die ander seun se naam, beteken kwynende. So is die goeie name gewees van die seuns gehad nie. Maar nogtans was hy die priester, en nogtans het hy by homself besluit dat die beste was om te trek na 'n beter plek waar daar kos was, waar daar werk was, om agter sy gesin te kyk. Nou, ek wil vanmôre nie daarby stil staan. Dis nie te sê dat hy die regte besluit geneem het nie. Miskien die regte besluit om ter wille van sy gesin. Maar nie die regte besluit ter wille van die Here se onthaalde nie, verstaan? Anders sou hy by God gehoor het en geluister na die stem van die Here, se Here het hom gesê het, hoorie, ek dink jy moet hier bly. Dit gaan regkom, moenie bekommerd wees nie. Maar mens kom op 'n tyd waar jy baie noodgedwonge, waar jy nie van die Here af hoor nie, besluit moet jy, maar sê nie dat jy buite die wil van God beweeg nie. Jy kan as hy toelaatbare wil wees, maar hy sê perfekte wil nie. Sien? Hy laat dit toe. Nie te sê jy gaan nie self wil vang as wat jy sê perfekte wil, hy laat dit toe. Maar hy trek nogtans, maar wat gebeur is dat die Bybel sê na 'n tydperk toe hulle was, hulle lekker kos gehad en hulle kon koring kry, miskien werk gehad daar. Sê die Bybel vir ons dat hy tot sterwe gekom. Anderwoorde Naomi verloor haar man. Direk daarna trou haar 2 seuns met 2 Moabitiese vrouens of dogters. En die Bybel sê dat die een se naam was Orpa, wat beteken gemsbok. Snaakse naam, hè? Hulle my gemsbokkie. As ek nie waar sê hulle jou gemsbok nie. As jy gesê hulle my gemsbokkie. Klink mooi as jy sê gemsbok. Rut se naam beteken, ons daar gelees, beteken skoonheid, kameraadskap en vriendskap. Nou ek doen nie 'n induiding vir 'n spesifieke doel. Vir plus minus 10 jaar bly sy saam met haar 2 seuns en haar skoondogters in die dorpsgebied of landsgebied van Moab. Tragies. Na 10 jaar verloor sy haar 2 seuns ook. Nou, in plaas van dat dit met hulle goed gaan in die land, in plaas van dat hulle floreer, dat hulle miskien kos gehad en blyplek en skuilplek, verloor sy 'n man en haar 2 seuns. Anderwoorde, die hele stamboom kom daar tot einde. Alles kom daar tot 'n stilstand. Sy sê 'n ouderdom, sy kan niks verder doen. En die woord sê sy hoor 'n gerug dat die Here die gebed van sy volk gehoor het en hy besig is om goed te doen aan hulle en aan die hongersnood geswaai en sy besluit dat sy gaan terug na geboorteland toe. Dis waar sy hoort, sy
Sy het alles verloor in die vreemdeland, hulle was vreemdelinge, alles verloor, niks daarbey gebaat nie, alleenlik dat hulle nie honger gelei het nie. Daar was geen klein kinders wat ons van kan lees daar nie. En sy besluit, sy gaan terug na haar geboorteland, waar almal haar ken, waar sy gelukkig sal wees, waar die Here teenwoordig is, waar sy weer terug gaan na God aanbid, deel gewees van haar volk. En die twee skoondogters stap die pad saam met hulle. Ek het altyd gedink, nou luister my vir pastoor, dat hulle wou graag ook saam met hulle maas ouma gegaan het en getrek het. Ek het 'n bietjie naslaapwerk gedoen. Dit was eintlik nie so nie. Hulle het nie Liane teruggegaan nie, hulle trek goed saamvat. En die geleerdes beweer dat die skoondogters was daar om mamma te help trek. Ek kan agterna gaan lees as jy wil, bietjie naslaapwerk doen. So hulle was nie daar gewees om saam te gaan na die land toe nie. Hulle moes hulle eie besluit later van tyd neem, glo ek, sodat hulle skoonma gehelp om te trek. En toe hulle daarna by die plek kom, en selfs op pad soontoe, toe begin Naomi met hulle praat en vir hulle sê, dis sal vir julle beter wees om hier te stop en terug te draai, en na julle eie plek toe te gaan, want julle gaan nie aanpas eintlik aan ons plek daar nie. Gaan na julle eie mense toe, na jou eie vriende toe, jou eie familie toe. Los my, dat ek kan oorgaan na my plek waar ek gelukkig is, en dat ek daar kan bly. En die Bybel sê vir ons hier, dat al twee van hulle in hoofstuk 1 vers 9, luister mooi, ek wil jy kyk daarna, het hulle stem verhef en het geween. Ander woorde, hulle was hartseer om hulle skoonma. Ek dink daar is vandag gewees. Hoe kan jy hart wees met skoonma te laat los? Wacht het te laat, het moet 'n fout wees ergens. Ek alle mense ek ben nie so aan. Van plaas gesê, amen, pastor, ek stem saam. Maar hulle was hartseer om skoonma te laat staan, maar hulle het skoonma laat staan. Die Bybel sê, hulle het saam geween daar, en ek wil jy moet daar oplet en ek wil vir jy lees. En hulle het gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk, maar Naomi sê, draai om, vers 11, my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog steeds in my liggaam dat julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. As sou ek sê ek het hoop en nog vandag aan 'n man mag behoort en ook seuns hê. Sou julle in al geval kan wag tot hulle groot geword het. Jy moet gaan lees daar, dat daar, toe sy vir hulle sê, sy het gekom en sy het hulle gesoen. Ander woorde, kom by nou, ek neem 'n afskeid van julle. Ons gaan so 'n bietjie verder. Vers 14, toe verhef hulle stem die tweede keer, en ween weer. Ander woorde, eerste keer was hulle hartseer, tweede keer is ook hartseer, maar op daardie punt daar, luister wat jy daar lees, luister mooi. Gaan Orpa, die een skoondogter, sy gaan, en sy gaan soen vir Naomi. Nie Naomi, haar nie. En luister wat hy daar sê. Maar Rut het haar aangaan. Aan die ander woorde, Orpa kan haar moeder gesoen, maar Rut het haar skoonmoeder aangaan. Ek stop daar, ek wil vanmôre met u praat, en ek gaan daarmee by stil staan, terwyl ek nou vir u gesê en genoem, en bietjie agtergrond gegee, en vanmôre wil ek met u praat oor twee tipes vriende. Kan ek maar vanmôre met u praat?
twee tipes vriende. Onderstreep dit daar, verse 14. Onderstreep by hele vers. Wat sê toe vir hulle stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gaan soen, maar Rut het haar skoonmoeder aangaan. Al twee hierdie skoondogters van Naomi was vir om en by 10 jaar saam met haar. Het haar geken, saam met haar op pad gestap, saam kos gekook, was saam in die kabuis gewees, by twee vrouens was die saam in die kabuis werk. Saam met haar gebly, saam swaar gekry, saam getreur, saam gehuil, en saam met haar getrek. Luister mooi. In daardie tydperk van dit het hulle haar skoonma geleer ken. Maar op die druk van die tyd, op daardie 12 uur merk van hulle situasie waar hulle vasgekeer was, moes al twee die dogters 'n besluit neem. Gaan hulle saam met hulle skoonma gaan, of gaan hulle terugdraai na hulle eie familie, eie volk? Wat dink hulle sal vir hulle die beste wees? Maar die heel eerste vriend wat ek wil praat vanmôre is hulle, luister mooi, is hulle wat met jou bevriend is terwille van wat en wie jy is. Kan ek weer lees? Dis hulle wat met jou bevriend is terwille van wat en wie jy is. Hulle is eintlik nooit vir jou nie. Ja, hulle loop op pad saam met jou. Hulle kry swaar saam met jou. Luister mooi. Selfs is hulle daar om saam met jou seker dinge te doen, te bely, saam met jou te stem, saam met jou te huil. Maar luister mooi. Maar sal nie sommer dinge prys gee terwille van jou nie. Al die ander dinge teenwoordig, huil saam, bid saam, kry swaar saam. Maar wanneer dit op daai krisisuur kom waar jy juist daardie mense nodig het om saam met jou te staan en 'n pad saam met jou verder te stap, is hulle nie bereid om af te staan, dinge prys te gee terwille van jou nie. Kom maar ons 'n bietjie verder. Hulle mag dit sê en bely, maar dit wat hulle sê en bely stem nie saam met dit wat in hulle harte ingaan. Orpa het vir 10 jaar saam met haar skoonma tyd spandeer. Die Bybel sê sy het saam geween, saam getrek, saam swaar gekry. Sy sou nie saam gegaan het in 'n land was er niemand geken het in 'n pad saam met haar skoonma gestap het as sy nie omgegee het nie. Kom nou. Amen. Daar's niks verkeerd om om te gee, maar ek kan vanmôre dit sê, daar gaan 'n dag en 'n tyd van elkeen van ons se lewe kom, dat die dinge wat ek in jou beleid en gesê het, getoets gaan word. Yes, amen. Elkeen wil
maak nie saak wat die woorde, wat ons sê, maak nie saak wat ons ooit raak, ons gaan getoets word, of dit wat ons bely en gesê het, werklik waar tog in ons hart is. Sy is die een wat omgedraai het, om haar skoonmoeder te gaan soen. En die kus wat sy daar gegee het, was eintlik soos 'n Judas Iskariot kus gewees. Goodbye, mama. Ja. Ons slaap in jou skoot, mami. Ja. En dit het sy gedoen, luister mooi, dit het sy gedoen om nooit weer daarna bande te smee met haar, met dat te gesels en kontak met haar te hê of 'n verhouding op te bou nie. Ja. Yes. Nou moet sy self, sy het teruggekeer tot Berit praat, keer terug soos jy skoonsis, wat teruggegaan het na 'n land toe, na 'n volk toe, en na 'n gode toe, sy het selfs God verloor. Hom een kant toe geskuif, om terug te gaan na haar land en haar volk en afgode weer te aanbid. Die mens sien mense van voor. Jy sien mense van voor, jy sien die glimlag, jy sien alle dinge, maar nooit weet jy wat die mense se hart anders nie. En ek het een keer 'n boodskap gepraat oor Petrus se verskillende karaktertrekke, as jy dit onthou, waar hy praat van Simon, hy praat van Petrus. Hy praat van Jona, verskillende karaktertrekke. Simon, seun van Jona, anderswoorde, elke het verskillende karaktertrekke, en toe op die punt kom waar hy by die Here moes staan, toe sê hy, Here, ek sal nie toelaat dat hy gekruisig word nie. En wat gebeur? Die Here draai hom en sê, hy sê, Satan, gaan jy agter my weg, gaan weg agter my. Met ander woorde, die werklike persoon altyd tyd versteke was, wat weggesteek was daar, met die tyd van daai vuur en warm word, het hy tevoorskyn gekom, en die leerlik van die Petrus, die leerlik van Simon, het homself openbaar in tye van nood. Ja, amen. Dus jy ken die persoon, voor jy so by persoon se tone getrap het nie. Ja, amen. Man. Hoe raak het staan? Ja. Ja, Nee, amen. we gaan verder. Hierdie vriend is iemand, as jy nie saamstem met sekere dinge in haar of sy lewe nie, selfs bereid is om jou te verlaat, in die oog om nooit weer bande te bind en kontak te maak met jou nie. Daar is geen gesamentlike liefdesbande tussen die persone nie. Word jy daar gebreek, stop dit, genoeg gehad, en dan vat pad. Tweede vriend wat ek wil praat vanmorgen, en ek wil hier dit neerskryf, is hulle wie se naam Rut is. Nommer 1. Hulle is die vriende wat weier om jou sy te verlaat, ongeag wat jy sê en doen. Kan ek dit weer sê? Hulle is vriende wat weier om jou sy te verlaat, ongeag wat jy sê of wat jy doen. In die tweede plek, hierdie vriend Rut is bereid om 'n pad
pad saam met jou te stap, maak nie saak wat dit gaan kos nie. Luister wat Rut vir haar sê. Luister mooi. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai. Met ander woorde, ek is hier om te bly. Sit my wel opgeskep, maak nie saak wat jy daarvan dink nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Bereid om 'n pad saam met Naomi te stap, ongeag die prys wat sy agterna moet betaal. Hierdie vriend Rut, luister mooi, derdens, is 'n vriend wat sê, waar hy vertoef, sal ek vertoef. As my alles by kussing 'n klip, ek is daar, alles het onder 'n boom waar ons kerk op pastoor, ek is daar, as ouers kerk in 'n skuur, ek is daar, dis hulle wat dinge sê en dinge doen. Maak nie saak wat die prys is wat ek moet betaal nie. Maak nie saak is hoe lank moet ek saam met jou loop nie. Maak nie saak wat ek moet doen nie. Maar waar u vertoef, my skoonmamie, daar gaan ek ook vertoef. Met ander woorde, sy was bereid geweest om 'n pad saam met haar te stap en sy het gesê, ek gaan nie meer verantwoord aanvaar nie. Ek gaan nie van my skoonma af wegbreek nie. Ons het 'n pad saam begin, en 'n pad gaan ons saam stap, en 'n pad gaan ons saam klaar maak. Vierdens, hierdie Ruts vriend is 'n vriend wat sê, u volk is ook my volk. Wie u vriende is ook my vriende. Wie u vyand is ook my vyand. Wie saam met u is ek ook mee saam. Wie deel is van u, is ek ook deel van. 'n Rut wat bereid is om te aanvaar dit wat daardie persoon sin is, ook deel van hom of haar te maak. Weet jy, ek sê altyd, en luister wat pastoor vandag sê. Ek sê nommer 1, dat die Here stuur die mense per toeval na kerk toe nie. Daar's niks soos per toeval aan 'n kind van die Here se lewe. Niks is daar per toeval. Niks gebeur per toeval in 'n kind van die Here se lewe nie. Amen. Amen. In die tweede plek sê ek, as elke kerk dieselfde moes wees, was dit boring. Maar mense pas aan by kerke waar hulle gelukkig voel, waar hulle gevoed word, waar hulle iets kry. Waar hulle inpas. Jy gaan nie, maar ek sal baie niks aan 'n ander kerk nie, maar ek gaan baie aan 'n ander kerk, ek gaan baie moeilik sit en luister. Van ou voel nie soos jy gewoond is nie. So niks gebeur per toeval. So as die Here jou voetstappe hiernatoe gerig het, is dit vir 'n spesifieke doel. Is vir 'n spesifieke doel. En uit dit wat die Here doen, en die mense wat hy net verstuur, rig die Here steunpilaar op, rig die Here pilaar op wat hierdie kerk kan dra. Hy is natuurlik die hoof van die kerk, maar hy het mense daar wat hy daar plaas aan die sy van die leiers om die kerk te dra. Jy vat hier 'n steunpilaar, as ek nou kom ek haal hierdie pilaar onder die plek uit onder die balkon uit hierso. Hy gaan nie dan bly nie, gaan hy val. Die gewig hier gaan nie daar in die lug bly nie. Hierdie pilare dra my gewig. En net so kom hier en hy plaas mense saam met 'n kerk, saam pastore, saam met leiers vir 'n spesifieke doel om te help my kerk te dra, om te help om daai kerk bo te hou. Amen. So niks gebeur per toeval nie. Verstaan? En net soos daai persone wat die Here stuur, is dit mense wat daar bly, is mense wat vashou en sê, u volk is ook my volk, wie u vriende is ook my vriende, u vyande is my vyande. Net soos wanneer jy verbond sluit in die Ou Testament hulle mekaar gesny, bloedsverbond, en hulle, of het nou met ons was boekering, of met ons het met mekaar hou, hulle het gemeng en sê, my swaard is jou swaard.
My wapenrusting is jou wapenrusting, joune is myne. Ander woorde, wat joune is myne, myne is joune. So al wat ek besit is joune, alles wat jy besit is ook myne. So dit is wat hulle gedoen het in die Ou Testament, en presies dieselfde wat Rut vir Naomi sê. In die 5de plek, iemand wat 'n Rut is, 'n vriend is, sê ook, u God is ook my God. Maar ander woorde, wat sê sy? Ek is bereid om my God eenkant toe te stoot, my afgode wat ek aanbid het, bereid om hulle te verloon, bereid om het te laat staan, bereid om my familie daai kant te laat staan. Ek wil nie terugkeer soontoe nie. Ek wil by u staan, ek wil by u in haak, ek wil 'n pad saam met u staan, maar ek gaan ook self daardie afgode gaan ek verloon, ek gaan ontslae raak van dit, en ek gaan u God aanhang, want ek sien, hoekom sê sy, want sy het gesien wat God teenoor hulle gedoen het. Sy het gesien die wonderwerke wat plaasgevind het, dink jy vir jonger, sy het gesê, die God is ook my God, as daar niks gebeur het nie. Verstaan? Sy is bereid gewees om alles prys te gee, net om deel te word van hierdie vrou, om deel te word van haar skoonma, om 'n pad saam met haar te stap, dit kos iets. Dit kos 'n man op 'n perd om dit te doen. Nie regraatlose mense. Iemand wat sê, ek staan saam ongeag, het ons stuk, dit is baie. Hy ons saam, lag ons saam. En dis wat die Here soek mense, wat saam staan, hy soek daar eenheid, waar daar eenheid is, gebeur die Here sy seën. Kom ons gaan verder. Hierdie vriend Rut, in die 6de plek, sê die woorde, hy sê, waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Dis die antwoorde, mami, skoonma, kom ek sê nou vir jy, gaan opgeskeep met my sit, res van jou in die kabuis, so moenie nou bekommer nie, gaan saam met jou koop, saam met jou kooppark, ek gaan saam met jou dit doen, so jy gaan ons daar raak aan my nie, ons gaan saam kos maak, ons gaan saam, as daar nie 'n man vir my maak die saak nie, ek gaan al die pad saam met jou stap, en ek wil nou vir jou sê, ek gaan so oud word, dat net die dood ons sal kan skei, verder met jou maar weet, aanvaar my maar net. Ons wil by my man as jy sê, o seun, mama is dit op bly tot ek die dag sterwe. Toe mama bou maar vir my 'n woonstelletjie daar. Mama wil bly tot ek die dag huis toe gaan. 'n Woonstelletjie saam met julle. Jy gaan jou slaap raak van. Ons slaap raak van my, jy gaan altyd daar wees. Ja. Wat dink ek baie keer, ja, ons spot ons so, maar dit is seker, die skoonseens miskien baie keer op ons hoor mee doen. Nee. Is jy nie 'n woonstel nie. 'n Blok wat maak die een kant bly, op die ander kant so. Een hoek, dan skryf is 'n hoek en hoek. Maar weet jy wat my treffend is, as jy begin nie om wat gebeur nie. Of ons saam brood eet, of dit goed gaan met ons, en swaar gaan met ons. Wil ek sê, mami, onthou dit een ding. Niemand sal jou my skei. Maak nie saak wat mense sê, maak nie sê wat ander noem, van hoe praat, van 'n kwyt raak nie. Niemand sal hy liefdesband tussen ons breek nie. Wat wil die Here sê? Niemand sal uit my hand uit kan weggaan nie. En ek wil vir julle vandag net sê, luister mooi vir pastoors môre, luister baie mooi. Wanneer die Here vriendskapsbande bind tussen persone. Ek sê nie mens nie. Ek sê wat die Here vriendskapsbande bind tussen persone, is daar geen omstandigheid, geen mens, geen duiwel, geen niemand, geen demoon, niemand wat daai vriendskapsband sal kan breek nie. Hierdie vriendskapsband tussen Rut en haar skoonmamie was gebind deur die Here.
Dit was nie gepunteerde mens nie. Want waar kan jy sien as hy sê, maak nie saak wat er gebeur nie, al sterf ek saam met een sterf ek, waar hy begrawe word begrawe. Ander woorde, hy sê, as ons dood is, en ons is daar nie meer nie, moet my graf ook langs die graf wees. Yes, amen. Dit sê iets. Amen. Ons kom by die dood en ons sê, dis nou verby, dis taboe, dis klaar. Maar sy sê, mami, as ma dood gaan en ma gaan lê daar, of ek gaan dood, ek gaan lê daar, sorg net dat ma langs my begrawe word. Of sorg net dat ek langs mami begrawe word, maak nie saak nie, maar selfs die dood gaan ons nie skei, selfs dit gaan ons langs mekaar lê, dit is vriendskapsband. Verstaan. Hier ruk vriendskapsbande is iemand wat sê ek is vir jou, nie teen jou nie. Ek staan saam, ek beklei saam, ek huil saam. En ek gaan swaar kry, ek kry swaar saam. Al gebeur het, ek kry dit saam, maak die saak nie, maar op die einde van die dag gaan ons op pad saam stap, ongeag wat mense dink en mense sê, dit maak nie saak nie, ons gaan dit maak met die Here aan ons kant, as hy dit geweet, as hy aan die oorkant gaan uitkom, in die land van Naomi, maak hy straks 'n ander land wat sy gewoond is, weet sy, al is daar niemand saam met hulle nie, God is nog saam met hulle. Amen. Dit is die verskil. Dit is die verskil. En ek sê vanmorgen, ek sê vanmorgen maak die saak, wat mense sê, wat mense maak, wat mense dink nie. Op die einde van die dag is dit ook die Here wat op die einde van die dag uitkoms gee. En ek sê al wat die Here van my dink is wat saak maak. En noem hulle my maak as hulle daar vir my maak die saak nie. Wat die Here van my dink is wat saak maak. En solank die Here my liefhet, weet ek het iemand by wat by my sal staan, my sal deurdra. En dieselfde daar soek die Here manne en vroue wat saam kan staan en saam dink en doen en saam met pas kan hou en saam skouer en wiekels en saam die las kan dra. So daar is niks wat ons gaan skei, ongeag wat gebeur en wat gesê word. Daar is nog iets gaan wees en nog gaan saam staan en nog gaan sê, net die dood gaan ons skei en ons moet so ver kan gaan sê, hoor die pastoor, maak dit nie saak nie, as ons daar begrawe, saam begrawe, ons is nog een. As ons liggame nie, ons werklike mense al reeds by die Here daar, dit moet ons gesindheid behoort so te wees. Soos 'n Naomi, soos 'n Rut. En sy maak nie saak wat jy sê, mami, ek sê ek gaan die pad saam met jou stap. Ek was net. Luister wat sy sê daar. Vers 5 sê, daarop sê sy, kyk jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode. Toe kyk wat sy sê daar, draai om agter jou skoonsister aan en dan gaan terug, want dan kom in dieselfde dorpsgebied Moabitiese en Moab, hulle daar uitgekom, so gaan soen toe, gaan bly daar, gaan dien julle God en gaan doen wat jy daar wil hê. Maar Rut sê van vers 16, moenie by my aandring dat ek nie moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan, waar u vertoef sal ek vertoef, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so aan daarna toe doen, net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Vers 18 sê, toe sy sien, Naomi sien, dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. Vers 19, hulle twee het op die pad gegaan totdat hulle in Bethlehem gekom het, en toe hulle in Bethlehem gekom het, die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vrou het gesê, is dit Naomi? Is die wonderlik nie? Twee mense wat gesê, ons stap op pad saam. Twee mense wat gesê, ons gaan 'n ding vir die Here doen. Twee mense wat gesê, ons gaan nie meer vir 'n antwoord aanwag. Weet jy, kom ek stop daar. Meeste van die suksesvolste besigheid, dit kan noem vanmôre buite, en selfs predikers, het hoeveel keer al geval, bankrot geraak, maar weer opgestaan,
en 'n sukses gemaak van dit. Almal kan val. Maar dit kos iemand om op te staan en sê, nogtans sal ek aangaan. En ek sal die Here dien. Ek gaan 'n pad saam stap en 'n ding vir die Here doen en niemand en niks van my keer nie, want God is in ons kant. Dit kos iemand om dit te sê. Ek wil vanmôre wil ek u aanmoedig en ek wil u bemoedig. As u bereid is om vir die Here 'n ding te doen, u is bereid om skouer in die wiel, is u bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ek wil 'n Rut wees vir Naomi. Ek wil 'n pad saam staan. Ek wil dit doen totdat die dag Here vir my sê, dis dit verby. Of tot die dag Here kom om my te kom haal, of die bassein was, maak nie saak, die se gaan kom nie maar tot dan is daar niemand wat ons gaan skei. Dit sê die dood instap en sê dis dit verby. Ek gaan my deel bydrae. Ek gaan doen wat die Here sê ek moet doen en met God aan my kant, soos Dawid sê, kan ons 'n binnenstorm loop en kan ons spring oor 'n mee. Stuur die saam, kom ons staan. Kom ons vat hande, so oor die paadjies, hoe die hande precies was, het so kan staan langs, so ons hand kan vat en sing het saam met my vanmôre. So Here, ons maak 'n band van eenheid, ons maak 'n band van eenheid, ons staan saam, ons sing saam, ons veg saam, ons huil saam, ons juig saam, ons lag saam, ons doen dinge saam vir die Here, baie dis te doen. Ons O banda stuur
sing vanmôre en dankie dat ons vanmôre kan bely, kan verklaar dat ons is hier vir mekaar. Staan in die teenwoordigheid van Here vanmôre. Here, dankie dat U daai liefdesbande meer regter maak tussen ons as gemeente. Here, hier is so mense wat sal sê, Here, net die dood sal ons kan skei. Mense wat alles sal gee. Mense wat bereid is om die pad te stap. Mense wat bereid is om die prys te betaal. Mense wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. En Here, dankie vanmôre dat ons die gemeente weet, dat die Here is besig om te genees, saam te bind, 'n werk te doen, dat deur hierdie eenheid in hierdie plek ons die seëninge van die Here sal ervaar. Dankie vanmôre daarvoor, Here. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Dankie vanmôre vir dit wat geplant is in ons harte. Ons gee al die eer, al die lof en al die aanbidding. En al die kinders van die Here vanmôre sê.